Dag sê julle, goed en self. So vandag het ek nou nie 'n lekker mechanic video vir julle nie, maar wat ek wel het, is hierdie ding. Ek het vir ons hier 'n lekker draaibank. Nou wat ek vandag wil doen is om vir ons die basiese beginsels gou deur te hardloop van 'n draaibank. So die kanaal van my gaan basies oor een ding en dit is kennis. Ek wil graag kennis oordra. En die mense daar buite wat dalk nog nooit met so iets deurmekaar geraak het nie, of wat dalk altyd gewonder het hoe iets werk. So ek wil net wegspring om te sê dat ek van geen soort 'n passendreier is nie, maar ek het daar maar 1 of 2 keer in my lewe deurmekaar geraak met 'n draaibank, en nou kan ek vir julle die basiese beginsels van 'n draaibank vertel. So kom ons spring weg en dan kyk ons wat ons hier kan doen. So julle passendreiers daar buite wat my kanaal kyk, jy sal sien dat my draaibank glad nou nie van die mooiste en die skoonste is nie, maar hou in gedagte, dit is 'n plaasdraaibank. Hy word een keer elke skrikkeljaar word hy gebruik. En right, as ons begin met die draaibank, kan ons sien, hierso is nou 'n klomp knoppe, en hierso is 'n ding wat draai, en hierso is 'n klomp levers hierso, en hierso 'n ding wat hierso sit. So hoe hierdie hele storie werk is dit eenvoudig. Jy vat jou werkstuk en jy klamp hom binne in hierdie kop vas, en die kop draai mos nou natuurlik. Dan het jy hierso jou uitsbed. Nou al hierdie knoppe wat julle hier sien wat hier draai, julle sal sien as ek die groter draai, dan beweeg ons uitsbed vorentoe. So dit bring dan nou jou tool wat jy dan nou gebruik om die job mee te doen, bring dit dan nou basies nader, of jy kan hom indraai en uitdraai, en dan hierso het ons nou jou tylstok, glad nie wat dit in Afrikaans is nie, en jy kan verskillende adapters kan jy hier insit. Hier op die oomblik het ons nou hierso 'n boorkop in, so ons kan hier 'n boor vat, en ons kan 'n borie binne insit. So nou kom ons by hierdie klomp knoppe. Nou ek wil nou nie te lank hier stil staan en hier te tegnies raak nie, maar basies wat jy hierdie boorste ene doen is jy stel jou spoed, en dan die ene stel die rigting van of hierdie lead screw of daai ene. Die doel van hierdie twee is hierdie ene, jy sny draad met hom, en hierdie ene is basies die automatic feed. So hy gaan basies dat al hierdie toerusting wat hier sit, al hierdie rigtings wat jy het, gaan jy dan outomaties laat vorentoe, agtertoe of links en regs laat gaan. Hier stel jy basies spoed van hierdie oukies, hier stel jy ook spoed, en dan hierdie is die ene wat jy nou tussen die boste lead screw of hierdie onderste automatic feed dan kies. En dan het jy ook hier 'n diagram. Nou hierdie diagram basies gee vir jou al die inligting wat jy wil nodig het as jy nou begin 'n bietjie slimmer raak en jy wil nou weet wat se spoed is wat. Nou as jy nou wil draad sny byvoorbeeld, en jy wil metric draad sny en jy wil by 'n 1.75 pitch wees, dan kyk jy na hierdie, eers kyk jy na jou konfigurasie van jou ratte sit hier langs die kant, en dan kyk jy right 1.75, jy moet hier basies op B wees, en dan moet jy op D wees hieronder, en dan moet jy op nommer 3 wees hier, en ons is nou hier op nommer 1. Maar ja, ons gaan nou nie nou draad sny nie, so ons gaan eers daai ignoreer. So om jou werkstuk vas te klamp, het jy so 'n ding, 'n T-handle, en jy sal sien hier op jou kop van jou draaibank, hy pas daarin. En ek het hom nou klaar vir ons lekker vasgedraai. Hierso ek het sommer net 'n gewone bout hierso, so alles is vir my vir demonstrasie vandag. Nou een groot en baie groot geheim van 'n draaibank is dat jy moet nooit ooit, of jy jou draaibank nou aan is en of hy af is, glo my, jy wil nie hierdie T-handle hier binne in los en dan by ongeluk jou draaibank hier aansit nie, want hierdie ding slaan tande uit 'n broer, want as hierdie draaibank begin draai hierdie besigheid, en hierdie T-handle, hy vlieg, en gewoonlik is dit jou gesig waaraan hy vasvlieg. So, ons het nou ons werkstukkie binne in, en hierdie lewer sit hom vir my aan. So as ek hom nou oplig die lewer, dan sal julle sien my draaibank loop. Nou as ek hom afsit en hy stop en ek druk hierdie lewer af, dan sal julle sien hy hardloop na die ander kant toe.
So afhangende van wat se draaibank jy eendag oor jou pad kom, almal vir hulle werk verskillend. Baie van hulle het nie die liewertjie wat langs die kant sit nie, baie van hulle het 'n knoppie. Jy kry ook draaibanke wat brieke het wat jou kopstuk laat wat jy kan briek. En ja, daar's 'n klomp verskillende variasies, maar die basics bly dieselfde. So op die oomblik gaan ek nou nie draad sny nie. Ons gaan nou net gou hierdie bout se kop sommer afsny vir die snaaksigheid. So voor ek begin, gaan ek nou heel eers my bytel vat. En ek gaan my bytel probeer so naby as moontlik aan senter van jou werkstuk kry. So ek net vir jou laag en zoom. Ek het hom nou, kom nou kamera, as ek hom nou daar druk, en ek druk hom teen die werkstuk, dan kan ons sien, ek is baie naby in die senter. En hoekom dit belangrik is omdat as jy as jou bytel 'n bietjie te hoog is en of jou bytel 'n bietjie te laag is, dan gaan jy nie, as jy hom phase, jou bout byvoorbeeld in die voorkant, dan gaan jy nie mooi tot in die senter sny nie. As die bytel te hoog is, gaan jy bo-oor sny, as dit te laag is, gaan jy onderdeur sny. So nou kom ons by ons spoed. Nou ek is baie seker dat daar is seker ergens in 'n boek somewhere waar 'n diagram is wat vir jou sê wat se tipe materiaal jy het, wat se spoed jy moet sny. Maar ons het dit nie, en natuurlik as jy in die veld is, het jy dit ook glad nie naby jou nie, dalk weet jy dit ook nie. Maar luister na jou masjien en kyk na jou materiaal. Jou materiaal in jou masjien sal vir jou sê wat se spoed jy moet gebruik. Jy gaan natuurlik mos nooit op 'n draaibank al gewerk het en dan dadelik wegspring en dan probeer 'n verskriklike tegniese ding doen nie. Jy gaan mos nou eers speel soos wat ons nou vandag doen om te kyk of jy dit reg kry. So, kom ons kyk gou wat se spoed vir my min of meer reg lyk en dan sny ons gou die bout se voorkop af, 'n phases hom gou. Goed, so ek het hom nou hierso op 915. En die spoed lyk vir my redelik alright. Ek gaan net gou een opgaan om te kyk hoe dit lyk. So hier het ek nou die draaibank op 'n vinnige spoed. Nou jy kan mos vir jouself dink en sien dat hierdie spoed voel vir jou hopeloos te vinnig om daai job te doen. So nee, dit is ook nie die regte spoed daai nie. Right, jy sien nou vir my op 'n lekker drafstappie. So kom ons kyk wat ons kan doen. So al wat ek nou gaan doen is ek gaan nou net my bytel teen my werkstuk druk. Daar kan ek voel en hoor hy vat. Gaan ek hom wegstel. En dan gaan ek hom hier 0 en ek gaan 0.1 mm ingaan. Of 1 mm ingaan. En dan draai ek net hierdie lewer. En ons gaan vorentoe. Daar hoor ek dat hy is glad nie gelukkig nie. Die bytel is nie gelukkig op daai spoed nie. Hy is ook nie gelukkig op hoeveelheid millimeter ek wil wegvat nie. So dis verkeerd. So ons probeer weer. So wat nou hier basies gebeur het was dat die materiaal wat ek nou hier gehad het, hierdie bout is te hard. En dit is hoekom ons nou daai chatter gekry het. Anyway, dit is nou nie baie goeie werkstuk gewees om 'n demonstrasie te doen nie, maar ek het sommer net hier gewoon 'n stukkie randbaar. So, eerste ding wat ons nog gaan doen is ek gaan hom face. Ek weet dat my bytel is in die senter. So nou bring ek die besigheid nader. En ek gaan, jy sal sien sy kop is mos nou skeef afgesny. So gaan hier 'n hooppunt soek. Lyk vir my die hooppunt is hier. En ek gaan hom laat raak en ek gaan hom van die werkstuk afhaal. Ok, so my T-handle is nie in nie. My bytel is reg. Daar sit ons hom aan. Nou gaan ek hom met die hand draai. Ek gaan eers hierso 1 millimeter ingaan. En nou begin ons te sny. Sien julle, daar kan julle sien dat hy het mooi tot in die senter die materiaal afgevat. En ons is mos nou hier op 1 millimeter gewees. So nou stel ons hom op 2 millimeter, dat ons nou nog 1 millimeter hier afvat.
dalk 'n bietjie te veel, maar die materiaal is sag genoeg sodat my draaibank dit kan vat. Allee, ek kan julle sien, hy loop mooi af. Ok, so nou is ons materiaal min of meer gefeis. Nou ek is nou nie baie happy oor die affinish hierso nie. Dit is 'n bietjie grof, maar ek gaan nie nou stel daarin nie, as jy nou tyd het. Right, nou gaan ek my buitel, ek 90 grade draai hier, en dan dieselfde manier, ons vat hom tot hier, tot teen aan die werkstuk, en draai hom 'n bietjie weg, en nou gaan ons die kant afsny. En nou wil ons hê dat ons buitel moet vorentoe gaan sodat ons hom teen die kant kan afsny. So nou gebruik ons dan nou hierdie voorste lewer wat dan nou jou uitspuit dan in daai rigting laat gaan, en ek het hom nou hier gestel op 0. En ons vat sommer net so 1 millimeter daar. Nou draai ons groot wiel. En ons gaan hom net stadig draai, fokus. Ja, sit hom af. En draai hom stadig met die hand. Ja, is 'n bietjie vinnig. Nou kan julle sien, ons draai hom af teen die kant. Ok. So wat ek nou wil doen is ek wil gou die automatic feed opsit, want met een hand kan ek nie so mooi stel daar nie, maar ek gaan hom nou hierso stel. Daar, ek sien nou hierso is, ok, ja, inch per feet, maak die saakie. Stel hom nou hier op 2, en nou gaan ek hierdie automatic feed aansit, en dat ons hierdie knoppe kan gebruik. Right, so julle sal sien my automatic feed as loop hier, en dan het ek hier 'n knop wat ek hier uittrek, en as ek hom uittrek, sê julle sien hierdie wiel beweeg outomaties, en my buitel kom stadig maar seker nader aan my werkstuk. So ek druk die knop in, stel hom tot teen my werkstuk, is 'n bietjie baie, as daar wil vat, ek toets hom net met die hand, ag kom nou, stel hom nog 'n bietjie in, kyk, trek die knop uit, lewer draai, en nou stel hy nou sny hy outomaties. Goed. Druk die knop weer in, hulle gaan staan die wiel, draai is weg. Kom ons weer nader tot op die punt. Sy, ons raak daar, stel hom 'n bietjie, trek die knop. Vat die ou nou mooi. Ag, en nou sal jy leer, jy kan kyk na jou chips wat hy maak. Hy sal vir jou 'n idee gee of jou spoed reg is. My spoed is nie 100% reg nie. Jy kan hom 'n bietjie beter maak. Maar ek gaan nie nou vandag daaroor worry nie. Hierdie is nou nie 'n skoustuk wat ons nou hier maak nie. Sy. En so kan jy nou maar aangaan. So speel jy nou met jou draaibank. Stel hom tot daar teenaan. Draai hom 'n bietjie hierso. En ek werk maar hier basies maar net op gevoel. Dan loop hy weer. Op die einde draai ek my buitel weg. En daar sê hy. So ek kan sommer voel met my hand dat my spoed nie reg is nie. Die materiaal is hopeloos te grof, maar soos ek gesê, dis maar net vir demonstrasie. Soos wat ek nou gewerk het met die draaibank, het ek nou uitgevind dat ek is eintlik glad nie gekwalifiseer
om enigiets oor 'n draaibank te praat nie, want ek het soveel termes hier verkeerd gehad. Maar dit maak nie saak vir my nie. Dit gaan maar net vir my daaroor om vir julle te wys min of meer hoe werk die besigheid en ons sal eendag kan ons om die tafel sit en ons kan vreeslik tegnies raak oor alles. Dus ek dink ek het hierdie daals verkeerd gelees vir al hierdie een in die bokkant, whatever, dit maak nie saak nie. Maar daar is nog baie inligting en baie goed om te wys op die draaibank. Ek dink ek gaan vandag in alles dis ingaan nie. Dit gaan die video op plus te lank maak. So ek hoop julle dit geniet, dat ons mekaar weer sien. Lekker dag verder. Cheers.